Hallo julle. Hallo almal. Dis die laaste Saterdag voor Kersfees en waar ons in hierdie Adventstyd stil staan by sekere temas wat dikwels aanmeld of wat so wesenlik deel van die Kerstyd is. Praat ons hierdie week oor liefde wat eintlik nou maar een van die groot temas van die Bybel is. Dit sou snaaks wees as ons nie oor liefde sou praat in Kersfees nie. Ja, Omdat dit in baie opsigte 'n liefdesfees is. ja. En ek dink die groot probleem is altyd dat die woord liefde so geuit geraak het. Ja, En dat 'n mens skakel amper af as jy hom hoor. ja, Hy het soveel forme en dit maak dit moeilik om vars daaroor te gesels. Maar net in terme van Kersfees as 'n liefdesfees, as 'n teken van God se vervlegtheid, God se wees met ons, en Jesus wat 'n lewe van totale oorgawe en liefde, uitdrukking van liefde kom leef het. En om dalk met dit te werk en te sê, maar hoe vind dit gestalte in ons lewens? Ja, wat maak ons met die liefde? Want op 'n vreemde manier, liefde veral binne die Christelike boodskap is een van eintlik die wesenskenmerke of die wesenselemente van daardie boodskap. Alles staan en val daarbey. En tog het mense gevoel ons verstaan dit nog nie. Nie in die sin van met jou kop verstaan en alles daarmee, maar die volle implikasies van daai liefde en hoe dit gestalte vind in ons lewens, wat Jesus eintlik die heeltyd oor gepraat het en geleef het, ten volle geleef het, hoe vind dit by ons plaas? Ja. En ek dink met Kersfees wat gewoonlik by ons in 'n vakansietyd is, gewoonlik te doen het met samekoms van families, gaan daar dikwels iets verlore van omdat dit is terselfdertyd 'n samekoms van mense wat vir mekaar lief is. Van groepe, maar terselfdertyd met al die besig wees rondom Kersfees en die tradisies rondom Kersfees, gaan daar baie dikwels iets verlore van daai kernboodskap. Ek dink daar is 'n baie groter openheid, toegeneentheid tot mense, raaksien van mense se behoeftes. Daar's baie projekte ook hier in Wakkerstroom om insamelings te doen vir minder bevoorregtes. So jy sien baie van dit, en in daai sin kom daar iets deur van daai compassion. Wat is compassion? Toegeneentheid, passie, en omgee, wat veral rondom Kersfees baie na die oppervlakte kom. Maar dat 'n mens werklik waar kyk weer eens na Jesus se lewe, wat liefde van hom gevra het, en wat hy bereid was om in liefde te doen, om dat God op daardie manier kon gebeur. As ons praat van God as 'n werkwoord, en dan liefde, met ander woorde, as 'n werkwoord, 'n liefde wat gebeur deur ons. Want wanneer 'n mens so daaroor praat, dan dink ek dit is dalk hoekom ons op 'n manier partykeer oor hoop sit met liefde, want kyk 'n mens na Jesus se lewe, 'n lewe wat ten volle ingeneem is deur God, waar daar nie skeiding tussen God en mens is, en waar Jesus sê, dit kan ook in julle lewe so wees, maar nou kyk jy na sy lewe, en jy sê, wat is die radikale gevolge daarvan? En dit is amper asof ons sê, wel, krik, weer steek nou so weer by ons.
Maar dis een ding om vir mense geskenke te gee en 'n pakkie op te maak en toe te draai en af te gee en te sê, "Haai, ek hoop hulle het ook nou 'n mooi Kersfees." Maar Jesus se liefde was baie radikaal. En 'n mens het met mense te make wat sulke radikale liefdeslewens leef en 'n mens sê, "Weet, jong, dit is darem maar Dis kan dit amper nie glo nie dat iemand bereid sal wees om te doen wat mense doen vir liefde. ja, En nie vanuit 'n egoïstiese plek nie vanuit 'n absolute radikale liefde. ja, Dit is ongelooflik om dit te sien. En mens, soos jy sê, mens kyk na Jesus se lewe en wat dit gevat het. En ek dink miskien is daar alreeds daar met Kersfees, dis 'n baie romantiese beeld. As 'n mens na Kerskaartjies kyk, dis 'n baie romantiese beeld. Hierdie wyse manne, die silhouette met die sterre in die agtergrond. Maar daai wyse manne is deel van 'n storie wat regtig nie 'n goeie lyn het nie. Ja. Ja, en ek meen vat ook vir Maria. Vat vir Maria. En die hele aanloop, die swangerskap, die geboorte, en dan Simeon wat sê, hierdie kind is bestem vir groot dinge, maar 'n swaard gaan deur jou hart gaan. Ja. Liefde, ek dink hoe groter liefde daar is, hoe groter is die verliese, dit wat dit van jou vra, wat jy dikwels voel as daar, sê nou maar iemand wat jy verskriklik lief vir gehad het en wat nie meer daar is nie. Hoe dieper daai liefde gaan, hoe groter is die seer wat daarmee saamgaan ook. Ja. Ek dink miskien is 'n kern daar. Wanneer ons praat van Kersfees is die liefdesfees. En nou hier praat ek baie uit my eie persoonlike hoek. Dan is dit nie soetsappig nie. Dit is baie konkreet. Dit is konkreet, liefdevol gerig op hierdie wêreld waar God gebeur. En waar God deur ons gebeur. Ja. Waar God deur voël en vis en diere spesies en plant spesies gebeur. En wanneer daar uitbuiting en misbruik is, dan gaan 'n swaard deur jou hart. So dit is 'n fees wat 'n mens attent maak op die vervlegtheid van lewe, om God te vind in lewe, om God te vind in die mooi van geboorte en van saamwees en so aan, maar ook die pyn wat daarmee saamgaan. So ek dink liefde bring 'n mens by die hart van die ding uit. Ja, dis nie 'n goedkoop woord nie. Nee. Dit is 'n baie, baie duur woord. Ja. Ja. En dis wat Jesus kom leef het. Dit is ou Stanley Hauer was. Hy het gesê hy het in die suide van Amerika groot geword, 'n bekende Amerikaanse teoloog. En hy het gesê in hulle kategese skool, Sondagskoolklas soos hulle dit genoem het. Is hulle geleer, we have to be nice because Jesus was nice. Ek weet nie of dit oor niceheid gaan nie. Wanneer ons oor liefde praat, is dit nie net, "Hy, weet jy, ek gee." Dit is regtig om ten volle te leef midde in hierdie wêreld, want dit is wat Kersfees is. Dit vind in hierdie wêreld plaas, so in hierdie wêreld dat dit 'n adres het. 'n krib
in 'n stal, in 'n dorpie, in 'n land. Mm. En dit is wat liefde aanhoudend doen. Dit stuur ons in hierdie wêreld van ons uit. En daarom is dit 'n wonderlike fees en word ons ingestuur in hierdie wêreld waar ons oor Kerstyd herinner word dat ons met baie liefdesbande aan mense verbind word. Of dit familie is en of dit vriende is. En of dit mense is wat nie meer daar is nie. En waar daar 'n leemte is en wat jy net besef hoe vervleg is 'n mens aan iemand. So dis 'n baie dit is 'n woord met ryk tekstuur en dit is frustrerend wanneer dit dikwels glad is. Ja, of so 'n bietjie net soos 'n sousie is wat jy oorgooi. Ja, kom ons maak dit soet. Kom ons maak dit mooi en ons sê dis liefde. Daar's baie liefde daarbey betrokke. Daar is. Maar dit is baie dit het stof en sweet aan. En trane. En trane. En lewe en blydskap. Dit is 'n volronde ding. Ja. Ja, ons hoop regtig julle het 'n baie mooi Kersfees, 'n ryk, betekenisvolle Kersfees. En dat die kontak met julle geliefdes ook vir julle 'n baie mooi ervaring sal wees. Mooi bly almal en geniet Kersfees. Mooi bly, tata.